So kom ons dan uiteindelik in hierdie lesing by die laaste hoofstuk van Efesiërs, waarin ons begin kyk na Efesiërs hoofstuk 6. Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit ons oë. Here, ons dankie vir u liefde en u woord, en as ons dit nou open en lees, vra ons dat u ons verstande sal helder maak. In Jesus se naam, amen. In Efesiërs 6, vers 1 tot 4, lees ons die volgende. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Regdeur sy skrywes is Paulus baie besorgd oor die optrede van gesinne onder mekaar. Hy skryf daaroor in Kolossense, in Efesiërs, hy skryf daaroor in 1 Timoteus en ook in Titus. Huishoudelike kodes of reëls was 'n redelike algemene verskynsel in die geskrifte van sy tyd. Baie Griekse filosowe en skrywers het ook sulke huisreëls neergeskryf. Maar Paulus sin was anders. Paulus se huishoudelike kodes word gegrond in die Christen geloof, oftewel dit word gegrond in Christus self. Soos in die vorige lesing gesien, was vrouens nie van veel waarde in die kulture van die tyd nie. Maar as vrouens min regte gehad het kinders basies geen regte gehad nie. In die Griekse en die Romeinse tradisies het 'n pa absolute mag oor sy kinders gehad. 'n Pa kon in sekere gebiede van die Romeinse ryk sy seun in die tronk laat sit, bloot vir basiese ongehoorsaamheid. Hy kon hom laat gesel, hy kon hom selfs ter dood laat veroordeel as hy dit nodig geag het. Dogters kon verkoop word as slawe of vrouens, net soos 'n pa goed gedink het. En hierdie mag het paas selfs oor volwasse kinders gehad. En alhoewel die Jode baie meer sensitief was oor hulle kinders as die Grieke, was kinders steeds in sosiale kringe gesien as 'n bietjie van 'n oorlas. Dis duidelik te sien in die disippels se reaksie toe die ouers die kindertjies na Jesus toe gebring het en die disippels hulle wou weier. Maar Paulus bring 'n totale nuwe perspektief op hierdie verhouding tussen kind en ouer. Hy bied 'n vars uitkyk aan, en hy deel hierdie uitkyk in 2 dele. Eers spreek hy tot kinders, en dan tot die ouers. So in verse 1 tot 3 lees ons wat hy vir die kinders sê. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Die woorde, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, is die klimaks van sy aanwysing vir kinders. Om gehoorsaam in die Here te wees, is eintlik tweeledig. En dit is sentraal vir wat Paulus vir kinders wil hê. Dit kan eerstens beteken dat gehoorsaamheid slegs so ver strek soos dit binne in die Here plaasvind. Met ander woorde, dat God nie verwag van kinders om gehoorsaam te wees aan hulle ouers, as daardie gehoorsaamheid behels dat hulle aan God ongehoorsaam moet wees nie. En tweedens, beteken dit dat gehoorsaamheid in die Here deel is van ons Christen wandel. Net soos verlossing en heiligmaking in Christus geskied, net so is ook die onderhouding van die 5de gebod en per implikasie al 10 die gebooie in Christus. Paulus sê daar is basies 2 redes vir kinders om gehoorsaam te wees aan hulle ouers. Eerstens sê hy, want dit is reg. Met ander woorde, dis die regte ding om te doen. Dis tog so dat die gevolge van ongehoorsaamheid van kinders duidelik in die samelewing gesien kan word, selfs vir generasies wat nog sou volg. En tweedens sê hy, dit is omdat God se gebooie dit vereis. Paulus gebruik die 5de gebod van die 10 gebooie om kinders te beveel om steeds gehoorsaam te wees aan hulle ouers. Paulus se gebruik van die 10 gebooie as 'n autoritaire fondasie behoort ook vir ons te wys dat Paulus nooit in gedagte gehad het dat die 10 gebooie in die Nuwe Testament op sy geskei word nie. Vir Paulus was die 10 gebooie net so van toepassing op die Christen gelowige as wat dit op die Israeliet van ouds was. Maar Paulus spreek in hierdie teks nie net kinders aan. Hierdie gesinskode van hom verwys ook na die pa, oftewel eintlik die ouers se optrede teenoor hulle kinders. In Efesiërs 6 vers 4 lees ons, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie,
maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Ouers word gemaan om hulle kinders versigtig groot te maak, sodat hulle nie in woede rebelleer nie. Dit beteken om nie gesindhede en woorde en dade te hê en te gebruik, wat ons kinders sal dryf tot moedeloosheid en frustrasie nie. Daardie kultuur van die Grieke en die Romeine, wat hard en ongenaakbaar was, is nie van toepassing op die Christenouer nie. In kinderopvoeding is 'n positiewe invloed altyd beter as 'n harde, negatiewe straf. Mag ons ook in ons gesinne, as kinders, ook as ouers, hierdie ideaal van Paulus nastreef en uitleef. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat ons u kinders kan wees. En dis my gebed dat ons as kinders gehoorsaam sal wees aan ons ouers, dat ons met respek teenoor hulle sal optree, dat ons dit in Christus sal doen as deel van ons lewenswandel. Help ons om altyd meer gehoorsaam aan u te wees as aan enig iemand anders. Dankie dat daar 'n belofte vir ons is in hierdie gebod. Maar Here, help ons ook as ouers om ons kinders mooi en sag vir u koninkryk groot te maak, sodat hulle ook gereed kan wees wanneer Jesus kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.